Hallo mami. Um, Hallo my kind. dankie dat mami weer saam met my kuier. So vir die mense wat dalk nou nog nie weet nie, teen die tyd, ons is ma en dogter en ek is Tracy. Ek hou van eet en mami hou van bak. So ons werk eintlik baie goed saam. Want ja, maar okay, so vandag gaan ons gesels oor een van of mami se gunsteling kos, né? Nee, Ja, ja. heeltemal. Yes, ons gaan praat oor pizzas. En ek het nog nie iemand ontmoet wat sê hou nie van pizzas nie. So, Ja. voor ek Ek weet nou, van iemand. ekskuus. Ja, ek kan nie glo jy weet dit nie. O, wag. Op 'n kosie het jy van pizza gehou nie. Okay, maar oupa's spesiaal. Oupa hoef nie. Ja, Oupa op 'n wou rys en vleis en ertappels eet. Ja, nee, kyk, oupa is oupa. So dis fine. But anyway, so ons gaan praat oor verskillende pizzas want ja, daar is verskillende pizzas om te maak. So ek wil net sê full disclaimer. Kyk, ons is nie Italiaanse pizza makers nie. Ons maak Ja, nee, ons doen pizzas. net wat ons kan. Yes, ons doen wat ons kan en wat vir ons lekker is. So ons gaan deel pizza bases wat werk, lekker pizza toppings en maybe do's and don'ts want ek Ja, kan amper sê meeste van die tyd gaan jou pizza dalk reg uitkom, maar jy kan hom seker ook opmors, maybe. jinx. Ja. Okay, so dan gaan ek eers vir mami kans gee. Kom ons praat oor mami se favorite pizza. Die ene wat mami maak. Wat kom op hom en hoe maak mense hom? Okay. Ek stiek by hom oor die jare omdat julle almal van hom gehou het. Ja. Dit is 'n pizza wat ek het die resep baie jare gelede in 'n tydskrif gekry. So lyk dit. Okay, Ek het nog nie wow. blaai. Ek wou nou groter gemaak het. Sorry, wys gou weer daai blaai. Ek is mos mal oor blaaie en boeke. Nou Kan jy kyk sien? wat ek kan sien en wat interessant is dat mami se pizza lyk net so as hy gemaak is. Maar Ja, nogal. ja, ek het nooit daai resep gesien nie. Ek sien altyd net wat mami maak. Waar kry mami die resep nou? Dit lyk soos huisgenoot. Dit was in 'n as huisgenoot, ja. Ek was nou self nie seker maar ek sien nou hieronder staan nou huisgenoot. So dit Ja, was 'n huisgenoot resep, maar ek weet nie wag lekker. kom ek kyk of ek 'n datum hier kan kry. Want dit was toe ons nog in Port Nolloth gebly het en jy baie klein was. Ja, ja. Ayene. So, Dit lyk nie asof hier staan November, maar ek weet nie watter jaar nie. okay, maar kyk, die resep moet al redelik oud wees, want ons is al lank uit die poort uit weg. So, Dit is baie oud, ja. Nee, ek ja. weet, dit was baie jare gelede. Dan die Leander het nog in die Kaap gewerk en ja, dis Ja, baie lank gelede. ja. Okay, Um, moet ek sê hoe mense maak? okay, you can. Kom ek vra 'n vraag. Ek het al gesien daar's meel aan die onderkant van sommige pizza bases. Of dit lyk vir my dis meel. Is dit meel Dit is en wat sit 'n mens onder? Olie jy die pan of gooi jy meel op of en hoekom? meel. Ek het altyd voordat ek die resep gekry het, waar is hy nou? Voordat ek hom gekry het ek die pan gesmeer. En dan het die pizza nie vir my so lekker gesmaak nie, dan het dit bietjie olierig gesmaak. Ja. Tot ek op die resep afgekom het, toe sien ek hulle sê jy smeer nie die pan nie, jy gooi dik meel onder in die pan en dan sit jy Oh. die deeg mos nou daarop. Ek was aan die begin skepties. Ek het gedink dit gaan nie werk nie, maar dit werk soos 'n bom. En dan is die pizza lekker. Dan is dit nie vetterig nie. Ja, okay. So ek het nou nog 'n vraag. Mami het nou gepraat van die pan. So ons was al by mense gewees wat so 'n fancy pizza oontjie het waar jy vuur in hom Ja, maak en jy maak jou pizzas, maar wat nou as Jan Alleman en Jan Alleman is nou ek, nie so 'n pizza oontjie en het ek nie. ook. Hoe maak jy jou pizza hard? Ek het ook nie, maar jy vat enige pan wat jy het, 'n lekker groot pan om 'n lekker as jy 'n lekker groot pizza wil maak. Jy Ja, kan hom selfs op die stoof in 'n gewone pan ook maak, maar ek is nou okay. nie so 'n fan daarvan nie. Maar as jy met die oond maak, sê hulle, stel jy jou oond so hoog soos wat jy kan.
Ja. soos 220 grade Celsius of so. Okay. En dan sit jy hom laag in die oond in, sodat die pizza odder in die oond bak. Dit werk die beste. Okay. Okay. So, En pizza base bak ook nie so lank nie. Hierdie resep sê 10 minute, dan is hy reg. oh wow. I have another question. So, die pizza base, hoe dik is hy wanneer hy uitgerol word? Want soms dan is ek soos, ek wil nie hy moet rou wees nie. What do you do? Kyk, die ding is, dit hang mos nou af. Almal hou nie van 'n dun pizza nie en almal hou nie van 'n dik pizza nie. Ek hou nie van 'n dik pizza nie, want dan voel dit jy eet meer brood as wat jy die toppings eet. Ek wil die toppings proe. Ja, So, jy rol hom uit so dik soos wat jy wil hê. As jy hom baie dun wil hê, dan rol jy net jou deeg lekker dun uit. ja, Hy moet mos darm nou so wees dat jy hom nog kan oplig. ja. Maar jy rol hom dun. Ek weet nou nie hoe moet ek sê hoe. Ek sal sê 5 millimeter dalk. Dis die helfte van 'n sentimeter. Soos 'n As jy bologna hom dun se wil hê. dikte. Hy's te dun. Okay. Right, right. Ek het nou nog 'n vraag gehad. Dit smaak amper ek moet hulle neerskryf. Okay. The other question is, pak 'n mens jou ingredients soos wat jy nou wil hê op 'n rou deeg of bak 'n mens eers die deeg en dan sit jy die toppings op? Ek bak nie eers my deeg nie. Daar is resepte wat sê jy moet eers die deeg 'n bietjie bak. Soos byvoorbeeld as 'n mens pizza maak met sourdough, dan dink ek moet jy die pizza eers die deeg eers bak. Maar die ene wat ek maak, sit ek dit op die rou deeg en dit kom reg, dit kom lekker. Ja, ja. Okay, nee, dis nice. En die ander ding wat ek me gevra het is, okay, so kyk, ek het nou al pizzas gemaak. Sommige van hulle was baie lekker, sommige van hulle was questionable. So wat kom na die base? Nou mami nou die base het. Sorry gou, ek onthou wat ek wou vra. Ek wou gevra het met die deeg rys, die pizza base se deeg. Ja, die een van my rys. Jy Okay. maak hom aan en dan laat rys jy hom en dan is hy reg om gebak te word. Ja. So Okay. as jy nou wil pizza maak, ek het iewers gehoor om pizza lekker te maak, moet jy al die vorige dag jou deeg maak en dit laat rys tot die volgende dag wat jy dit wil maak. Toe ek het dit nog nie probeer nie, Ja. maar ek kan dink dat hy lekker sal wees want hoe langer hy rys hoe beter. Maar ek Right. maak gewoonlik maar so in die middag my deeg. Partykeer kry ek 5 uur gedagte ek wil pizza maak, dan het ek dit ook al gemaak en dit kom nog steeds lekker. Ja. Dit is actually nou goed dat mami daai noem, want die volgende pizza deeg resep wat ek wil probeer is hoogs aanbeveel dat jy hom die vorige dag al maak. So dit beteken Okay. ek wil Vrydag aan pizza eet, so dan moet ek môre al Jy moet hom begin 'n pizza môre deeg maak. maak. Ja. 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 En okay nou kom, miskien kan mami nou sê, hoe maak mami die pizza? Dat ek nou kan reg hoor. Moet ek by Want die ek eet hom deeg net altyd. begin of moet ek by die deeg begin? Ja, you can, just as you usually make it. Okay. Ek gaan die resep se bestanddele gee vir ingeval iemand dit nou regtig wil so maak dat ek nou nie nonsens praat nie, want ek het nie gewoonlik my hoeveelhede. Ek kyk mos maar gewoonlik wat is genoeg. Ek vat nie elke keer meer die resep nie. Nee, sorry. Maar As ek nou kan, Sê maar. as ek nou kan 'n suggestion maak. Miskien kan ons die resep dan uittik in die comments. Want Ja. dit gaan dalk vir hulle bietjie makliker wees in plaas okay, van so ek kan net nou sê wat 'n mens maak, dan kan hulle in die comments die hoeveelhede gee. Ja. Okay, is reg. Kan ek raai wat in dit inkom? Meel, Jy kan. water, Ja. yeast, Ja. Ja. and salt. I mean, how wrong can you go? So, ja, Het ek dis iets al. gemis? That's Nee. it. O ja, jy kan 'n bietjie olyfolie ingooi. Die resep sê actually olyfolie en dit maak hom dit gee hom 'n baie lekker geur. Dit smaak hom soos restaurant pizza. Have you ever tried om botter in te sit in plaas van olyfolie? Want ek het nie olyfolie nie. Nee. Jy kan Okay. seker nie glo nie want ek gooi botter in alles, maar ek het nog nie met pizza botter ingegooi nie. Ja, nee, ek dink hy kan. Ek dink Maar hy ek kan botter glo smaak. dat hy lekker sal smaak. Ja. Alright, skus. En dan wat verder? Okay, so dis die deeg. Jy maak die deeg aan en jy laat rys soms nou. Ja. Ten minste 'n halfuur sal ek sê, maar ek kan baie langer rys as 'n halfuur, maar 'n halfuur Okay. is genoeg. Oh, En okay. dan wanneer die deeg reg is, terwyl die deeg mos nou rys, maak ek gewoonlik my toppings want die sous vat 'n bietjie tyd
vir hierdie Ja. spesifieke pizza. So jy vat 'n klomp tomaties, sê so 6, 7 kan 8 tomaties ook wees en jy gooi kookwater op hulle sodat die skil kan loskom. Dan trek jy die skil af, dan gooi jy 'n bietjie olyfolie, maar as jy nou nie olyfolie het nie, kan jy gewone kookolie ook vat. Maar dan gooi Ja. jy 'n bietjie olie in die pan en jy gooi jou tomaties almal daarin en jy gooi 'n bietjie knoffel in, fyn soos wat noem mense dit? Knoffel Crushed wat al garlic. klaar Crushed crushed garlic. garlic gooi jy in Ja. en of jy vars knoffel wil gebruik, dan kap jy mos nou maar net fyn en jy gooi hom in en bietjie Italiaanse speserye. Dis soos Oeg, basil ek en ruik hom nou. Ja. oregano, daai goeders. Gooi Ja. jy bietjie van dit ook in en dan laat kook jy hom. Dan kook jy hom, jy moet hom kook laat hy nou regtig vars. Okay, ek moet by sê die tomaties sny jy mos nou op fyn stukkies en dan gooi jy alles te mekaar en laat kook hom. Dan kook jy hom redelik lank. Ek sal sê soos 'n halfuur op 'n laaste Ja. sodat hy lekker 'n sous raak. En dan ek dink ek kook myne langer, maar ek sê nou maar 'n halfuur. Ja. Dan wanneer en een kant braai jy jou bacon en jy snipper vir jou lekker klomp spinasie. Oeh, En dan die resep werk baie lekker vir 'n kind wat nie van groente hou nie om hom groente te laat eet, want dit maak hom lekker. Selfs jou jongste broer Tilden wat nie van groente hou nie, hy hou van hierdie pizza. So dan gooi jy wanneer die deeg nou reg is, rol jy mos nou jou deeg uit so groot soos wat jy wil hê en jy sit hom in jou ja. pan wat eers 'n klomp meel onderin het. Dan smeer jy hierdie tomatiesous wat jy gemaak het, smeer jy onder op die deeg. Dan gooi jy jou gesnipperde bacon oor en jou Wow. spinasie. Ek gooi gewoonlik eers die spinasie en dan die bacon Ja. en dan mos nou lekker klomp kaas. Ja. En dan bak jy hom vir 10 minute en wanneer hy die oond moet dan nou al klaar warm wees by Ja. 220, sê nou maar 220, dan sit jy die pizza in, bak hom vir 10 minute en wanneer hy uit die oond uitkom, voor jy hom bedien, dan sny jy avokado slices op. Oeh, lekker. En dit smaak heerlik. Jy kan nog agterna vetekaas ook bo oorstrooi. Ek wil dan nou baie daarvan om dit te doen. Ja, dit is verskriklik. Ek weet, dis gewoonlik 'n malery vir daai laaste stukkie pizza slice. Soos almal kyk mekaar, wie gaan nou die laaste een, die laaste een kry? Okay, maar wag. Ja. I want to show you something. Gewoonlik nê, in 'n movie, as die mense nou, so sê nou maar hulle nou voorberei gekom met iets. Soos miskien hulle het 'n klomp blaaie in die hand. I want to show you. Dan en hulle is nou sommer of teleurgesteld of geskok of verras of iets, dan gooi jy die papiere nou sommer net so. So nou hierdie is nou verteenwoordig nou my pizza planne wat hoe ek na hierdie video toe gekom het. So ek gooi hulle ook nou. Want ek is nou so honger vir daai pizza net dat ek sommer hom kan maak môre aan. So kyk ek kan mos nou sê hy is verskriklik lekker en ek dink hy's so versatile dat jy kan hom enige kant toe gaan met hom. 'n Mens hoef nie net bacon op te sit nie, nee. Jy kan 'n ander vleis ook opsit. Ja. Ja. As ek byvoorbeeld iemand is wat van bacon hou nie, jy kan mince opsit of jy kan Ja. daar's baie goed ham, wat ook al. Yes. En 'n mens kan hom spicy maak deur chilies op te sit. Jalapenos. Sommige mense sê mos jy sê nie Ek hou daarvan jalapenos nie. nie. Ek hou nie van om Ja. met daai resep te mors nie. Ek hou van hom net soos hy daar is, maar ek Ja. hou daarvan om nog swart peper ook oor te gooi. Ja. Ja, dit is lekker. Dis baie lekker. Okay. So die verskillende resepte wat ek nou aan gedink het. Die een spesifiek, Mamy het genoem dat 'n mens kan hom sommer in die pan ook maak. So Ja. kyk vir my wat nou as ek nou kan sê 'n jong gesin het, soos ek het 'n seentjie, ja, hulle weet wat 9 is en hy is nou soos 'n stofsuier met die kos net. Soms is hy so maar you know. nou honger. Hy kan nie nou wag vir iets wat met aan mekaar geslaan word nie en hy sê Ja. kos. Hy wil nie 'n appel of 'n ding hê nie, Ja. hy's nou honger. So daar's hierdie pan pizza, maar ek gebruik hom net as 'n emergency case. So Mamy het ook sourdough genoem nê. Nou ek het 'n potjie Ja. sourdough discard. Ek het nog nooit 'n video gemaak oor sourdough nie, want ek voel ek is nie om mee te begin het ek nie die een wat die sourdough starter gemaak het nie. Mamy het dit vir my gegee. Want dit is apparently
nie enige mense. Dis nie so maklik om hom aan die gang te Dit kry is nie. bietjie tricky om hom aan die gang te kry, maar as hy eers aan die gang is, dan is hy reg. Ja, so dis hoekom ek toe nou nie bother om sulke video's te maak nie, want die mense kan nie vir my vra nie, want ek gaan nie weet hoe om te antwoord nie. So die potjie sourdough discard. So van die mense wat nou nie weet nie, as jy Google dan gaan jy sien dis basies maar meel en water wat gemeng is Mm. en glad staan is. Oor Easiest. weke amper voor jy Ja, hom reg kry. ja, dat hy nou so suurdeeg is. So die potjie sourdough discard staan in my yskas en ek het al die sourdough discard moet nou nie jy moet hom nou nie baie lank gelede gebruik het nie, nie soos maande nie. Dan is hy nie so, dan raak hy so erg suur. Ja, Maar as jou sourdough discard nou redelik vars is, as ek so kan sê, dan maak jy jou pan warm. Jy kan seker in 'n non-stick pan kan jy jou kan jy jou maak sonder om olie in te gooi, maar ek wil gewoonlik wil ek soos bietjie spices hê. So dan vat ek soos ook daai herbs en dan gooi ek dit onder en miskien 'n klein bietjie olie. Jy kan olyfolie vat, jy kan botter vat, jy kan enigiets vat. En dan gooi jy daai sourdough discard op die pan. En dan loop ek. Kyk, jy dan begin ry dit al klaar soos 'n pizza. So dan flip ek hom en dan jy kan jou hele pizza klaar maak in die pan. Jy kan dan mos nou maar vir jou toppings mm, opsit. Miskien as dit nou vinnig is, bietjie tomatiesous, miskien kaas, miskien ham en ek meen binne 'n halfuur gaan jy 'n lekker pizza hê. Jy kan hom mos nou groot maak, jy kan 'n mini pizza maak en ja, my kind wat baie lief is vir pizza, hy eet hom. Dis vir hom lekker. Maar ek wil amper sê daai is nou regtig die easy way out. Jy wil nou nie as jy ja, nou wil moeite doen met pizza, dan gaan jy nou nie dit doen nie. So, daai is vir my goed om te weet as 'n backup, kan ek dit doen? ja. Jy Ja, kan dit vinnig klaar kry. yes. So, wat is mammie se gunsteling pizza? As mammie nou nie hoef te maak vir iemand anders nie of vir die gesin nie, want almal het mos opinies. Hoe gaan mammie die pizza maak? Ehm, dan gaan ek hom lekker spicy maak. Ek hou van hulle noem hom 'n Mexican pizza. Weet Ja, jy, mins gebruik. Jy gooi 'n lekker sterk sous onder ja. en gegeurde mins wat jy nou klaar gemaak het en dan gooi ek dit oor en ek sit jalapenos op en die kaas natuurlik en dan bak ek hom en dis vir my baie lekker. Hierdie een wat ons nou van gepraat het is ook een van my gunstelinge, maar as ek hom nou regtig vir myself kan maak, maak ek hom so. Ja, dit is van die souse wat verskriklik lekker is, né? So spicy souse. Is daai Nando's se peri-peri sous wat mense in die Mm. winkel kan koop. Ja, Hy's baie lekker. En ja. ek meen, soos enige sous is baie lekker. Daar's so 'n bottel, ek het nou sy naam vergeet. Weet jy kry hom by, ek dink jy kry hom by OK en daar by Checkers ook. Al wat ek nou kan onthou is hy sê dit is of 'n sauce of 'n marinade en ek het hom al as 'n base op 'n pizza gesit wat nie spicy is nie. En hy's baie lekker. En daai sous Ja, is ook nie so duur nie as jy nou na 'n goedkoper mm, alternatief wil kyk. Um ja. sê maar. Nee, ek wou sê as ek vir myself 'n pizza maak, dan verkies ek ook nou nie dat hy nou met elke hapie my nou moet vreeslik brand nie. So ek gooi gewoonlik nie 'n spicy sous onder nie. Ek gooi net 'n lekker sous en dan Ja, sal ek die jalapenos opsit wat nou ja. bietjie byt gee. Dan se lekker. Yes. Yes. So vir my wat nou nie kan okay, ek kan nog wegkom met bacon, maar ek kan nie rooi vleis eet nie. Watter Mm. alternatief kan ek dan nou op 'n pizza sit as ek nie rooi Ek vleis kan eet? hoender ook opsit. Hoender. Ja. Ja. Ons het al geëksperimenteer met baie geure. Ek het al 'n pizza gemaak wat beet opgehad het en dit het Ja. baie lekker gesmaak. Beet. Sjoe, Beet. Ja, dit smaak vir my jy was by, jy het hom ook geproe. is dit? Dit was soos daar Probably. kom beet op. Ek kan nie nou als onthou nie, maar ek weet dit was beet en fetakas en dis Ja. 'n baie goeie kombinasie. En dan mos nou 'n sous onder. Ek kan nie Ja. onthou of hy proteïen opgehad het nie, maar ook die fetakas het mos daar ook bietjie proteïen in. Maar Ja. dit was nogal lekker. Ja. Joh, ek voel my gedagtes, soos my vrae kom in en dan vlieg hulle weg. Ek het nou nog 'n vraag gehad. Ek wil actually iets vertel het. So ek het op 'n stadium het iemand gesê ons maak 'n vegetarian pizza. Okay, kom ek sê nie dit is 'n vegetarian pizza nie, want ek is nie Ja, 'n boffin as ek kom by dit nie. Maar daar was letterlik nie vleis op nie. Dit was net soos 'n klomp groente. En
Dit was verskriklik lekker. Daar was mielie op en daar was tamatie op en ons het letterlik So. elke groente gevat het ons in die yskas gekry, behalwe broccoli. Ek dink jy mense doen dit nie. So Nee, jy ek nou werk nie seker op saam die met bottel pizza nie. nie. Anyway, die pizza was so lekker dat ek nog 'n stuk geëet het. En toe later daai dag, toe eet ek nou die laaste stukkie wat nou oor was. Maar bygesê ek is nou nog soet van daai pizza. Ek het hom So. nog nie weer gemaak nie, want ek voel die mielie op die pizza, Mm. jy moet braaf wees, want nou mielie is nogal soet en is Ja, vir dit my voel ook bietjie vir my weird. mielie pas by 'n pizza nie. Mielie eet jy op sy eie. Ja, ja, jy eet hom op sy, ja. Ja, maar nou ja, so vir kyk, ek het altyd so baie planne vir 'n video en dan werk dit nie so uit nie. Maar Moedersdag is mos nou om die draai. So vir die mense wat nou nie weet hoe om ek moet seker dit doen nie, want mami gaan nie hiermee saamstem nie. Nee, ek gaan nie sê koop vir Doen Moedersdag dit pizza maar. nie. Nee, nee, ek gaan nie dit sê nie, want Moedersdag is op 'n Sondag, so Ja, mens nee, nie jy seker eet die nie pizza op pizza 'n op 'n Sondag Moedersdag nie. nie. Doen dit oor die naweek, ja. Oor die naweek is nou 'n baie oulike manier om pizza te maak saam met jou ma. En ja, ek dink weer eens ek kan nooit die tyd sien op hierdie video nie, maar ek dink ons tyd is nou in elk geval al omtrent klaar. So ons gaan definitief, soos ons altyd sê, weer saam kuier en oor nog kos en disse praat. Is daar iets wat mami Ja. wou sê voor ek nou net sê goodbye en dan was mami nog nie klaar nie? Nee, ek kan nie nou aan iets dink nie. Dit was baie lekker om saam met jou te gesels weer soos gewoonlik. Yes, Ons soos gesels gewoonlik, baie ja. keer sommer maklike uur op die foon. So, Ja, ja, ons hou dit wou so jy nie gehad het om amper weer? sê. Nee. You know, it is what it is. Iemand het altyd gesê kooi goed bly kooi goed. Ja. Ja, nee, maar sien, die ding is nou hierdie call net, dan gaan ek mos vir my bel so. We will continue. Ja, nou ek sien uit. Ja, maar in elk geval vreeslik baie dankie. En ek dink dit is vir my baie lekker om met mami te gesels. So ek gaan sommer nou 'n very early Happy Mother's Day sê aan mami. En Dankie. as ek net kan sê, ek dink 'n mens begin besef wat jou ma vir jou gedoen het wanneer jy 'n ma word. Dat nog eers jare Dit later weer ja, eens begin besef. Ek dink teen die tyd wat jy heeltemal besef, ja, dan is ja, jou ma dalk nie meer daar nie. dan is dit dalk al nie meer daar nie. So aan al die ander ma's en vrouens, Happy Mother's Day. Dis ongelooflik. Dis 'n voorreg, but it's not easy. So well done en dankie. Kan ek gou Ja. iets byvoeg? Ja. So omdat ek nou weet 'n mens besef baie keer dalk eers alles wat jou ma vir jou gedoen het wanneer sy dalk nie meer daar is nie. Wil Ja. ek vir die sê wat hulle ma's het Ja. om hulle te waardeer. Ek praat nou nie met jou nie, ek praat nou van die mense wat die video kyk. So Ja. waardeer maar jou ma. Al besef jy nie wat jou ma vir jou gedoen het nie, want eendag gaan jy besef en dan is dit dalk te laat om dankie te sê. Yes, dit is so. En ja, mense besef dit dalk nou nie. Ek meen mense sê altyd mense moet mekaar waardeer, jy moet mekaar al hierdie dinge, maar die beste Ek sê die beste manier is seker wanneer jy dit besef. So ek hoop mag ons dit gou besef. Mag ons Ja, gouer mekaar waardeer as eers wanneer ons nou nie meer mekaar het nie. Ja, so ja, thank you very much. Ek hoop mami se Moedersdag gaan baie lekker wees. So ja. dankie. Yes, nou toe dankie julle. Ons kuier weer volgende keer saam. Bye bye. Bye.